Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here, ons heiligmaker, ons staatmaker, ons verlosser. Baie welkom by nog 'n deel wat ek met ons kan lees uit God se genade plan en hoe ons in God se wil moet leef. Deur om te leer hoe om te vergewe en te vergeet. Ek weet ons baie van ons sit ons vas by daardie storie van ek sal hom vergewe, maar ek sal hom nooit vergeet nie. Ja, en dit is regtig die teenoorgestelde as wat die Here van ons verwag. Jy sien vriende, dit lyk soms asof Christene sukkel om mekaar te vergewe. En ons moet eintlik 'n voorbeeld wees vir die wêreld. Dit gebeur dikwels dat mense vir die geringste dingetjie aanstoot neem en dan weke, selfs maande lank kwaad is en die ander persoon vermy. En ek dink jy is nader aan so lank kwaad, jy skoon vergeet waaroor is jy kwaad. Sien vriende, die Bybel sê vir ons, God is liefde. God se liefde word treffend gedemonstreer in maniere waarby ons as mense maal dit sonder tale vergewe. Ons lees in Matteus 18 vers 21, dit is almal baie bekend met die stukkie. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer, maar selfs 70 maal 7 keer. Sien vriende, Jesus kan ons so mooi leer en wys maak van hoe 'n mens moet vergewe. Ek dink as ons moet tel hoeveel keer ons al vir Vader vra vir vergifnis, dink ek is daar nie genoeg papier om op te kan skryf nie. Jy sien vriende, Jesus het gedurende sy tyd op aarde telkens sy ongelooflike vermoë om te vergewe gedemonstreer. As ons maar net na Jesus se verhaal lees en kyk hoe hy dit gedoen het. Hy het talle mense onvoorwaardelik en volkome vergewe. Sien byvoorbeeld vir Petrus, nadat hy hom verloon het. In Matteus 18 vra Petrus, soos ek nou net vir ons gelees het vir Jesus, hoe dikwels hy sy broer moet vergewe. En Jesus het geantwoord, 70 maal 7. Jy sien vriende, Jesus verwag dit van ons, om in die opsig soos hy te wees, deur enige iemand wat teen ons sondig, elke keer volkome en van harte te vergewe. Nie van ek vergewe, maar ek vergeet nie. Jy sien vriende, die woord sê vir ons, die wêreld sal weet dat ons Jesus se disippels is, as ons liefde vir mekaar het. Ja, en dan as die Satan dus daarin kan slaag om die liefde tussen ons te verkoel, verloor ons as Jesus se disippels ons getuienis teenoor die wêreld. Ons almal weet, ons loop rond met 'n teken op ons rug en die wêreld hou ons regtig dop. En ons moet regtig anders te wees. Miskien vriende, God verwag van ons om geestelik so fiks te wees dat vergifnis 'n refleksbeweging word. Die oomblik wanneer 'n mens teenoor ons sondig, behoort ons hulle te vergewe. Nie eers ure of minute of dae lank nie, dadelik. Dit is die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het, toe hy op aarde was. God gee ons die vermoë om te vergewe. Hy kan ons onvergifnisgesindheid verander. Hy kan ons liefdeloosheid omskep in opregte liefde. Vriende, ons moet dit alles in geloof doen. Ons moet glo dat die Here in dit vir ons kan moontlik maak. Ek dink hoe dis daai gevoel as jy nou die mense vergewe het en jy kan sommer sien in hulle oë hoe waardeer hulle daardie vergifnis. En dan moet ons ook maar net weer besef hoe Vader ons vergewe. So wie is ons as mens om nie ook te vergewe nie? Ja, nee, ons moet bid in geloof en Vader vra in geloof, Here versterk ons, vergeef vir ons daardie vergewensgesindheid soos Jesus. Dis in vriende in Hebreërs 11 vers 1 lees, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons in hoop, om oortuig te wees van dinge wat ons nie sien. So, wanneer ons bid in geloof, ons kan nog nie sien daai vergifnis nie, maar ek dink wel dat dit werk, begin in ons harte werk en die Here maak jou patente op. Die Heilige Gees praat met jou en hy sê vir jou, hoor hierso, jy het nog nie daai persoon vergewe nie. Vader sê ook in sy woord dat voordat ons
ons offers bring of hom gaan aanbid, en ons het iets teen ons broer, moet ons eers die goed daar los, omdraai, gaan vergifnis vra, verskoning vra, en dan hom te kom aanbid. Sien vriende, wêreldwyd spoel 'n nuwe golf van geloof oor die kinders van God. Matteus 19 vers 26 sê Jesus, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. En in Markus 9 vers 23 sê hy, vir die een wat glo, kan alles. Alles wat vir God moontlik is, kom dus ook binne ons bereik as ons glo. En vriende, ware geloof beteken nie om in ontkenne te leef nie. As 'n mediese dokter iemand byvoorbeeld met kanker diagnoseer, is dit sinloos om te sê, ek kanselleer daardie woorde. 'n Persoon met egte geloof erken eerder die feit dat kanker gediagnoseer is, maar bou dan sy geloof op 'n groter werklikheid, naamlik dat daar deur Jesus se wonde vir ons genesing is. Wanopvatting oor God se karakter onderdruk, beperk en neutraliseer dikwels mense se geloof. Ons wil eerder God in 'n boks sit en sê nee, maar dit kan nie, hy kan nie dit nie, hy kan nie dat nie. Maar as ons dan net soos ek terugsit en kyk na sy skepping, dink jy regtig so? As ons byvoorbeeld glo dat God enerzijds mense met siekte straf vir verkeerde dade en anderzijds mense se karakter daarmee bou, gaan dit vir ons baie moeilik wees om hoegenaamd vir iemand te bid wat siek is. Sien vriende, elke Christen moet in geloof bid. Dit beteken ons sal aanvaar dat die Here sal doen wat hy gesê het. Die Bybel stel dit ook duidelik, dat ons moet volhard as ons bid. Ons moet nooit moed verloor nadat ons gebid het nie, maar altyd 'n verwagting hê dat God ons gebede gaan verhoor. Daarom vriende, moet ons altyd ons oë gefestig hou op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Vriende, ons moet onthou, ons gebedsverhouding vra volharding. Ons lees in Hebreërs 10 vers 36, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. En hoe werk al hierdie goed werk hand in hand. Ons leef vandag in 'n kits era. Ons het gewoond geraak aan vinnige resultate, maar daar is dikwels 'n tydsverloop tussen God se belofte aan ons en die vervulling van daardie belofte. Ja, ons is mos haastig, ons wil alles nou dadelik hê. Ons wil nie wag nie. En vriende, God verwag dan van ons om in die wagtyd volharding by ons geloof te voeg. Nou kom die vraag so by baie van ons op, is waarom is daar soms 'n tydsverloop voordat God se belofte vervul word? Ek dink eerstens is ons karaktersvorming van die Here baie kosbaar. Dit is juis gedurende hierdie wagtyd dat ons soos klei in God se hande na sy beeld gevorm word. Ek dink tweedens is God se tydsberekening altyd strategies, en nie net strategies nie, maar altyd in tyd. God se perfekte tyd. Ons lees vriende van die profeet Samuel se geboorte illustreer dit treffend. God wag baie jare voordat hy Elkana en Hanna se gebede verhoor, en juis toe Israel 'n profeet dringend nodig gehad het, toe word Samuel eers gebore. Derdens, daar is soms 'n tydsverloop voordat ons gebede verhoor word, juis omdat daar oorloggevoering in die geestesstryd aan die gang is. En vriende, God se tydsberekening is perfek. Ons moet net glo dat dit alles in sy hande is en alles sal goed uitwerk, soos wat dit hom behaag. Vriende, kom ons rus in God se volmaakte tydsberekening, met al die mooi goed wat hy vir ons instoor het, as ons net wag, en dit alles bidend en in geloof doen. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, ons kom ons sondags weer voor U staan, Here, en ons kom saam met Jesus en ons vra vergewe ons sondes, Here, en vergewe ons as ons so haastig is. En Here, ja, help ons om regtig geloof, geduld en afwagting en hoop op U te wag vir U perfekte tydsberekening
en u perfekte antwoord. Vader, ons loof u. Ons loof u dat u beter weet as wat ons ooit sal weet. Ons dank u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek groet julle. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal vir julle almal wees. Shalom.